Wie sonde doen, is uit die duiwel, omdat die duiwel van die begin af sondig. Hiervoor het die Seun van God verskyn, om die dade van die duiwel te vernietig. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 verse 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy: "Wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 231 vers 1. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 231 vers 2. Gemeente, ons lees saam vanoggend uit Matteus hoofstuk 4. Ek dink dit is 'n gedeelte waarmee almal van ons al te doen gehad het en dalk 'n klompie vrae ook oor het. En dis die gedeelte waar Jesus dan nou versoek word in die woestyn. Matteus 4 vanaf vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as u die Seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê vir hom, as u die Seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat, en daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees net tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U as ons God. U is die een wat ons gemaak het. U is die een wat elke dag, elke oomblik van elke dag by ons is. U is die een, Here, wat ons help om te glo.
En daarvoor sê ons ook dankie. Dankie Here dat U met ons bemoeienis maak. Dat U hoor wanneer ons roep. Dat U ons nood raak sien en U oor ons ontferm. Ja Here, dankie dat U vir ons sorg. U is so anders as ons. U is volmaak. En teenoor U is ons klein en nietig, bevlek met sonde. Maar steeds maak U met ons bemoeienis. Steeds is U deel van ons lewens. Omdat U die sondaar liefhet, alhoewel U die sonde haat. Dankie Here vir U liefde. Dankie dat ons dit op soveel verskillende maniere in ons lewens ervaar. Maar ons weet Heer, daar is ook van ons broers en susters in die geloof wat soms sukkel. Vir wie dit soms moeilik is om U liefde en U genade raak te sien. Vir wie dit soms moeilik is om te glo dat U in hulle lewens is en dat U deel daarvan is. Want dit gebeur dikwels, Here, dat ons nood ons verblind. Wil U asseblief elkeen se hart aanraak. Elkeen wat nood het. Elkeen wat siek is. Elkeen wat alleen is of moedeloos is of hoop verloor het. Verseker hulle weer, Here, van U nabyheid en U liefde, dat dit ook vir hulle is. Ons dankie ook, Heer, dat ons hier by mekaar kan wees vanoggend onder die geklank van U woord. Dankie ook vir die geloof wat U vir ons gee, dat ons seker kan wees, ook hier is ons nie alleen nie. Ook hier is U teenwoordig, soos wat ons vroeër ook gesing het. Die Heilige is hier. Wil U self met ons praat vanoggend? Wil U laat U woord inslag vind in ons harte, dat ons sal hoor en dit ook vir ons rigtingwyser gebruik wanneer ons hiervandaan verder gaan. Here, vergewe ons asseblief vir die kere wat ons ongehoorsaam is, wat ons eie kop volg en doen wat ons dink is reg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sing voor die prediking uit Gesang 387, daarvan verse 2 en 3.
Matteus 4 vers 1. Toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Broers en susters, vandag is die eerste Lydenssondag in die kerklike jaar. Vir die volgende paar Sondae gaan ons in die prediking nadink oor die lyding van Jesus en wat dit vir ons beteken, vir ons as kinders van God, bykans 2000 jaar later. En wanneer ons dink aan Jesus se lyding, soos wat dit vir ons vertel word in die Bybel, dan kan ons duidelik aandui waar in die Jesus verhaal begin die lydingsverhaal. Die logiese plek en tyd waar dit begin, sou sekerlik wees om te sê dat Jesus se lyding begin die donderdag aand wanneer hy gevange geneem word in die tuin van Getsemane. En vandaar is hy geneem vir ondervraging. Hy is die hele nag lank gemartel en die volgende oggend moes hy sy kruis dra na Golgotha, waar hy dan ook gekruisig is. En die kruisiging self was 'n lang uitgerekte proses, waar iemand die allergrootste lyding ervaar het, en op die ou end, 'n paar uur later, dan sterf aan die kruis. En wanneer die dag van die kruisiging sy einde genader het, dan het die Romeinse soldate wat hierdie kruisiging toedien, of die teregstelling behartig, van kruis tot kruis geloop, om te sien wie van hierdie persone wat nog aan die kruis hang, of wie aan die kruis hang, nog lewe, nou dat die dag na sy einde toe gaan, want onthou, dit was op die Vrydag, 6 uur vanaand, of wanneer die son sak vanaand, dan begin die Sabbat. En op die Sabbat mag geen liggaam aan die kruis hang nie. So daarom stap hulle nou van kruis tot kruis, en kyk of die persoon wat aan die kruis hang, na die dag se marteling, nou al dood is of nie. Wanneer hulle by 'n kruis sou kom, en hulle sien dat hierdie persoon nog leef, dan het hulle iets gedoen, om die hele proses te verhaas, sodat die dood kan intree. En ook dit wat hulle gedoen het, was op sigself 'n marteling. Persone is aan die kruis gehang, wat beteken dat die posisie waarin hulle was, waarin hulle gehang het, maak dat hulle al hoe moeiliker en moeiliker begin asemhaal het, want hulle hele borskas was onder spanning. Die spiere wat jy gebruik om asem te haal, was nie ontspan, soos wat dit gewoonlik moet wees, dat 'n mens maklik kan asemhaal nie. Daarom het die Romeine aan die regoppaal van die kruis, omtrent waar hierdie gekruisigde se voete is, so dwarsplankie vasgesit. En wanneer hierdie persoon wat aan die kruis hang voel, dat alles hier in sy bors onderdruk is, en hy kry nie asem in nie, dan kon hy op daardie plankie trap en hom so 'n bietjie oplig, sodat alles hier net vir 'n oomblik ontspan, en hy weer 'n asemteug kon neem. Wanneer hy dan al swaarder asemhaal, kon hy iets doen, om dit so 'n bietjie te verlig. En wanneer hierdie Romeinse soldate dan aan die einde van die dag so van kruis na kruis stap, om te sien wie nog lewe, en hulle kry 'n persoon wat nou nog leef hier aan die kruis, dan het hulle 'n stuk hout gevat, en dwars oor die onderbene geslaan, sodat die bene kan breek. En wanneer die bene dan gebreek is, dan kan hierdie persoon homself nie meer opdruk, om sy bors te laat ontspan,
sodat hy kan asemhaal nie. Wanneer hulle by Jesus kom, dan sien hulle dat Jesus reeds dood is. En hulle slaan hom nie om sy bene te breek nie, sodat die profesie vervul kan word, dat in sy liggaam geen been gebreek sal word nie. Wat hulle wel doen, is om 'n spies in sy sy te steek, en dan sien hulle, maar hy is reeds dood. Dit, broers en susters, net om 'n idee te kry van hoe 'n uitgerekte proses die kruisiging was, en watter allergrootste lyding hierdie mense moes deurmaak wanneer hulle aan die kruis sterf. Wanneer ons praat oor Jesus se lyding, kan ons dalk met gemak sê dat sy lyding wel begin het die donderdag aand voor sy kruisiging, toe hy gevange geneem is. Sy lyding was nie net die verhoor, die marteling donderdagnag en die kruisiging Vrydag nie. Eintlik was Jesus se lyding baie meer uitgerek as dit. Jesus se lyding, broers en susters, het begin die dag toe hy gebore is. Hy is in 'n stal gebore. Gebore in 'n vuil plek. 'n Plek waar mense nie wil woon nie. Hoekom? Omdat niemand vir hom plek gehad het nie. Hy moes tevrede wees met 'n stal. Kort nadat hy gebore is, hoor koning Herodes dat die koning van die Jode gebore is. En onmiddellik is dit vir koning Herodes 'n bedreiging. Hier is nou iemand wat sy mag gaan teenstaan, iemand wat ook alles in sy vermoë gaan doen om mag in te palm. En die koning Herodes, beskou dan vir Jesus as 'n bedreiging. Maar hy maak 'n plan. Al die babaseentjies onder 2 jaar in Bethlehem moet vermoor word. Want as dit gebeur, dan is koning Herodes seker dat die bedreiging wat daar vir sy mag is, nie meer bestaan nie. Noodgedwonge moet Jesus saam met sy pa en ma vlug, en hulle vlug Egipte toe. Hulle kom terug toe hulle die tyding kry dat Herodes dood is, dat daardie bedreiging nie meer bestaan nie. 'n Babietjie van 'n paar dae oud moet vlug vir sy lewe. Hoeveel keer is Jesus nie uitgedaag deur die Fariseërs en die skrifgeleerdes oor geloof en oor politiek nie. Hulle vra vir hom uit oor die opstanding uit die dood, oor die lewe na die dood. Hulle vat hom aan wanneer hy sê dat hy die brood is uit die hemel wat ewige lewe kom gee, en dan sê hulle vir hom hy is godslasterlik. Hulle stel elke keer vir hom 'n lokval, want as hulle hom uitvang, dan kan hulle hom oorgee aan die Joodse raad, en die kan vir die Romeinse owerheid sê dat Jesus van plan is om 'n opstand te begin. En dit sou nie veel gevat het van die Romeine om hom die doodstraf op te lê nie. Maar hulle stel ook vir hom 'n lokval en hulle daag hom ook uit met politieke vrae. Aan wie moet ons belasting betaal? En hulle is so slinks dat hulle reg is vir elke antwoord wat Jesus kan gee. As hy die kant toe antwoord of daardie kant toe antwoord, het hulle 'n rede om hom uit te vang en te sê, maar hy tree op teen Rome, teen die keiser. Elke keer het Jesus 'n antwoord vir hulle, wat hulle op hulle neuse laat kyk. So is Jesus se hele lewe 'n lewe van lyding.
Sy hele lewe, broers en susters, was eintlik 'n lewe waar hy maar die heeltyd oor sy skouer moes kyk. En dan is daar nog iets wat vir ons sê, dat Jesus se lyding nie net van die donderdag aand tot die vrydagmiddag was nie. Hy's ook deur die duiwel in die woestyn versoek. Die afgelope tyd is daar 'n groot debat aan die gang. En die vraag word gevra, bestaan die duiwel regtig as 'n persoon? En dit gebeur dan ook, dat hierdie verhaal van Jesus, waar hy in die woestyn versoek word, gebruik word as 'n argument om te sê, maar die duiwel bestaan regtig, want ons lees dan in die Bybel, Jesus word deur die duiwel in die woestyn versoek. Ons weet ook, dat wanneer ons die Bybel lees, ons dit moet lees, vanuit die tyd en die wêreld, waarin dit geskryf is, en waarin dit afspeel. Dit kom uit totaal 'n ander kultuur, as wat ons vandag het. Mense het in hierdie tyd, dinge wat gebeur op 'n ander manier verduidelik as ons vandag, want hulle het op 'n ander manier gedink. Daarom kan dit vir ons 'n probleem wees, om hierdie verhaal te verstaan, in die lig van die duiwel. Die voorstelling van die duiwel, soos wat ons dit lees in Matteus 4, kan vir ons verwarring veroorsaak. Maar of die duiwel nou bestaan as 'n persoon, as iemand, en of die duiwel nou nie werklik 'n persoon is of iemand wat iets doen nie, maak nie saak nie. Een ding is seker, die bose of die boosheid bestaan wel in hierdie wêreld. Sommige sal daarvan praat as die duiwel, en ander praat bloot daarvan as die bose, of die boosheid wat ons soms ervaar. Hoeveel stories wat ons ken, boeke wat ons lees, en films wat ons kyk, is altyd 'n stryd tussen die goeie en die slegte, oftewel die duiwel of die bose. Die bose is 'n werklikheid in ons wêreld. Om te sê dat ek nie glo dat die duiwel bestaan nie, maak my nie los daarvan dat die bose of die boosheid nog steeds 'n invloed op my lewe kan hê nie. Of die duiwel nou bestaan of nie, of die duiwel nou tuis hoort eerder in 'n wêreld van 2-3 duisend jaar gelede en nie vandag nie, verander niks daaraan dat ons vandag nog 'n stryd stry teen die bose nie. En een van die maniere waarop die boosheid van die wêreld na ons toe aankom, is in die vorm van 'n versoeking. Om te stry teen die bose, bly vir ons 'n voortdurende stryd. Ons doen dit elke dag. Matteus plaas hierdie verhaal van Jesus se versoeking in die woestyn op 'n baie interessante plek in sy evangelie. Dit volg direk na die gebeure waar Jesus gedoop is. Tydens sy doop word hy bekend gestel as die Seun van God. En dan word hy versoek, net daarna. En daar wys hy dat hy hierdie versoekings wat na hom toe kom, kan weerstaan. Wys hy dat hy die sondelose is, dat hy werklik die Seun van God is, dat hy aan God gehoorsaam is. Broers en susters, ons weet dat ons lewenspad geen ander rigting kan inslaan as die pad agter Jesus aan nie. Wanneer ons ons eie koers volg, dan weet ons gaan nie uitkom waar ons moet uitkom nie.
wanneer ons vir Jesus volg, dan weet ons waarheen ons gaan. Want Jesus se pad loop na die Vader toe. Hy sê dit self in Johannes 14. Ek gaan na my Vader toe om vir julle plek gereed te maak. Hy gaan na die ewige lewe toe by God. En dis waarheen ons op pad is, as ons op die pad agter Jesus aangaan. Daarom is die pad agter Jesus aan, om hom te volg, meer as om maar net te lewe volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons stel. Ja, dit is deel daarvan. Maar dit is ook 'n pad wat vir my vra om op te offer. Ek moet myself verloon. Ek moet myself nie meer ken nie. Alles draai nie om my nie. Ek's nie die belangrikste nie. Ek moet my kruis opneem en hoe moeilik dit ook al is, moet ek hierdie pad agter Jesus aanloop. Onthou, Jesus se pad na die Vader toe loop oor Golgotha, daar waar hy die grootste offer gebring het. En wanneer ons besluit, ons wil vir Jesus volg, dan is dit ook waarlangs ons pad loop. Alhoewel hy die dood oorwin het en dit geen houvas meer op ons kan hê nie, maak dit ook nie dat ons nie soms moeilike tye sal hê nie. Die grootste versoekings het op Jesus se pad gekom. Jy's mos die seun van God. Jy's nou al hoe lank sonder kos? Jy het mos nou al hierdie mag. Sê vir hierdie klippe om brood te word. Dan kan jy jou honger stil. Jy kan maak soos wat jy wil. Jy kan onberekende kanse vat. Jy kan die dood tart. Want God het mos gesê, jy sy kind. Hy sal sy engele stuur om jou te beskerm, om jou veilig te hou. Dink net, as jy niks sou oorkom nie, jy kan enige ding doen, net wat jy wil. Jy kan al die koninkryke van die wêreld kry. Jy kan al die pragt en praal hê wat jy begeer. Jy kan al die mag hê wat jy wil hê. Jy kan die rykste mens op aarde wees. Daar's net een ding wat jy moet doen, sê die duiwel vir Jesus. Aanbid my. Dis al. Dan kan jy al hierdie dinge kry. Elke keer, broers en susters, kan Jesus hierdie versoeking teestaan. Hy gee nie daaraan toe nie. Hy was nie net God nie. Hy was ook mens. Hy was ook iemand wat in versoeking gelei kon word. Hy het geweet, later in sy lewe sy dood staan voor die deur. En hy bid ook, Vader, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, as dit U wil is. As versoekings deel van Jesus se lewe was, deel van sy lyding was, wat maak my en jou anders? Dat versoekings nie ook op ons pad kom en dalk ook deel word van ons lyding nie. Ons leef immers in dieselfde wêreld waarin Jesus geleef het, hierdie tydelike wêreld. Hoe kom versoekings na ons toe? Hoe lyk versoekings? Dit is altyd aanloklik. Dit is altyd iets wat ons oë laat rek en ons harte vinniger laat klop, want hier kom iets wat die lewe vir my makliker gaan maak. Dink hoeveel beter gaan ek voel. Hoeveel meer gaan mense van my dink wanneer ek dit doen waarvoor ek nou die kans het. Elke ding, broers en susters, het sy prys.
so ook elke versoeking wat op die oog af so mooi lyk en soveel beloftes inhou. Jy kan al hierdie mooi dinge kry, maar niemand sê vir jou altyd wat jy daarvoor moet betaal nie. Of die storie van wat jy moet betaal daarvoor word verdraai. In meeste van die kere is dit wat jy moet doen om hierdie mooi prentjie deel van jou lewe te maak, iets waar jy net vir 'n oomblik aan God ongehoorsaam moet wees. Kom los van dit waarvan jy beskuldig word. Al wat jy moet doen is net om 'n wit leentjie te vertel. Kom los van dit waaraan jy dalk skuldig is, deur net 100 of 200 rand te betaal. En dan sê jy los. Sorg dat jy onbetrokke bly by iemand se nood en gemaklik met jou eie lewe kan aangaan. Al wat jy moet doen is om maar net te sê jy het nie geweet van daardie persoon se nood nie, terwyl jy eintlik baie goed daarvan weet. Gaan doen ander dinge op 'n Sondag. Gaan doen dinge wat baie meer opwindend is as om kerk toe te kom. Die Here het mos gesê, jy moet jou lewe geniet. Gaan doen wat vir jou lekker is. God sal dit mos verstaan. En so kan ons aanhou. En ons kan nog baie voorbeelde noem van dinge wat daagliks op ons pad kom. Dis deel van ons lewe. Dis deel van die swaar kry in die lewe soms. Want elke keer wanneer hierdie versoeking op ons pad kom, moet ons 'n besluit neem. Gaan ons dit vat? Of gaan ons nee sê daarvoor? En wat moet ons besluit bepaal? Dit wat God wil hê, en nie dit wat ek wil hê nie. Gebruik dit wat God vir jou vra as 'n norm. Maar wanneer jy dit doen, weet dan ook, die wêreld gaan vir jou lag. Weet dan dat dit maar deel is, hierdie gelag en gespot van die wêreld, van kruis opneem en vir Jesus volg. Versoeking is deel van my en jou lewe, elke dag. En dis moeilik om dit altyd teë te staan, want dit lyk so aanloklik. Versoeking was deel van Jesus se lewe. Dit was deel van sy lyding. Maar dit het nie die laaste woord gehad nie. In sy lyding, met al hierdie versoekings wat op sy pad gekom het, het hy steeds aan God gehoorsaam gebly. Gehoorsaamheid aan God was vir hom die belangrikste. Dit was sy maatstaf wat hy gebruik het om te sê ja of nee vir hierdie versoekings. As dit vir Jesus nie gespaar is nie, en deel uitgemaak het van sy lyding, wat maak my en jou beter, dat dit nie ook deel van ons lewens kan word nie? Soms deel van ons swaar kry. Geliefdes, mag God vir elkeen van ons help, dat wanneer die versoekings op ons pad kom, ons ook sal doen wat Jesus Christus, die sondelose, gedoen het, om dit wat God van ons vra, te gebruik as die maatstaf. Gaan ek sê ja, of gaan ek sê nee? Amen. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, ons leef in 'n wêreld wat stikkend is, stikkend gebreek is deur die sonde. En daarom kom daar elke dag versoekings op ons pad. Dinge wat vir ons mooi en aanloklik lyk en wat ons eintlik verblind, om werklik te sien waaroor dit gaan. Here, wil U vir ons die krag gee, om wanneer ons 'n besluit neem oor hierdie versoeking op ons pad, dat ons sal dink, dat ons eers aan U gehoorsaam sal wees, en dink of dit wat ons kan kry pas, by hoe U kinders leef. Help ons daardeur om U genade nie goedkoop te maak nie, maar om elke oomblik te besef, dat Jesus Christus gelei het, nie net donderdag aand en Vrydag nie, maar sy hele lewe lang, om vir ons te leer wat reg en wat verkeerd is, om vir ons te leer, Here, wat U wil, en wat U nie wil nie. Hou U hand oor ons in die week wat vir ons voorlê. Hou ons veilig, Here, en bring ons volgende Sondag weer hier byeen, dat ons as broers en susters in die geloof, as kinders van U weer hier kan kom aanbid, en U hier kan loof en prys, vir dit wat U vir ons gee, en dit wat U vir ons is. In Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is vonk 381, daarvan verse 1, 2 en 3. Ons gaan dan bly staan vir die seëngroet daarna. En ons wegsendingslid is gesang 519, al drie die verse, waar dit dan ook vir ons 'n gebed is, en 'n troos is, dat God in die week wat voorlê, en eintlik vir elke dag van die res van ons lewens, by ons is, en ons op so 'n manier ook help, om te waak teen versoekings. Slotsang dan nou eers, vonk 381, verse 1, 2 en 3.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.